Dis my engeltjie, ek geniet hierdie vliegtuig. Goeiemôre, my naam is Krause Venter. Ek staan bekend as Kous, kom van die lugmag af, is my bynaam van daar af, omdat 'n Engelsman nie my naam kon uitspreek nie. Ek besit tans 'n Bosbok, ex-lugmagvliegtuig. Ek hou hom oorspronklik. Warbirds is besig om hom vir my te restoreer. En intussen vlieg ek hulle vliegtuig op 'n leenbasis, baie lekker. Ek het 'n Albatros gehad, 27 Eskader se vliegtuig ook oorspronklik gehou. Ons probeer maar 'n bietjie van die geskiedenis lewendig hou met die ou vliegtuie wat ons vlieg en nog trots hê in dit wat ons gehad het. So die Bosbok gaan ook heeltemal oorspronklik wees met al die kleure en insignias en goed wat daarop is. Angel waarmee ons staan, dat is oorspronklik 'n Kudu in die lugmag gewees met 'n konvensionele engine, 340 perde kraag, 8 liter met 'n supercharger en 'n turbo. En na die lugmag die Kudu, Bosbokke en Albatrosse ontbind het in 1992, was dit te koop deur die publiek en is opgeraap. Baie van die Kudus, meeste van hulle is omgesit in Angels. Omdat hulle swaar vliegtuie is, het die engines nie regtig die vermoë gehad om paradropping te doen nie. En het hulle die turbines ingesit en in 2007 het die Angels die lig gesien. Ja, dis ou werksesels wat regtig baie sterk gebou is omdat dit militêr was en die druk kan vat. Veral met die valskermspringery moet jy baie druk kan vat want die vliegtuig word onder baie druk geplaas met die op en af en die swaar gewig. So ja, ons is geëerd om nog hierdie vliegtuie te kan vlieg in vandag se tyd. Môre almal, my naam is Dennis Hou. Ek is die chief pilot op die Atlas Angels wat ons gebruik vir skydiving, valskermspring oor Suid-Afrika. Op hierdie stadium is daar 9 van hulle wat vlieg, 2 in Namibië, 1 in Angola en dan die res van hulle is in Suid-Afrika, 3 in amper sê ek Transvaal, Gauteng en dan is daar 2 in die Kaap. Ek help ook die ouens om die vliegtuie te leer vlieg as hulle klaar lisensies gekry het op hom. Hierdie vliegtuie is oorspronklik gebou vir die militêre lugvleuel in die ou bedeling en hulle is vanaf die 70s gebou met 'n 320 perdekrag Continental engine wat baie onderkrag is vir hierdie tipe lugram. Toe die ouens gegaan en hulle het besluit hulle wil 'n sterker vliegtuig hê en hulle gaan 'n jet engine in hom sit wat ons noem 'n turbine. Dis 'n reversed installed turbine, met ander die wind gaan voorin, hy draai om, hy draai radkas en die radkas draai dan weer die propeller. So van 'n 320 perdekrag motor het hy gegaan na 'n 750 perdekrag motor wat amper dubbel is. Hulle het hom so 'n bietjie gedowngrade omdat die radkas nie die krag van 750 kan vat nie. So op hierdie stadium gebruik ons hierdie vliegtuie grootendeels vir valskermspring in Suid-Afrika. Ons laai 9 springers saam met 'n vlieënier wat maak 10 mense. Gemiddelde klimspoed 1500 voet 'n minuut tot op 'n hoogte van 11000 voet. Soos ons deurgaan deur 5000 voet kom die klimspoed wat ons kan klim af na so 1000 voet na 800 voet toe afhangende van hoeveel brandstof ons dra. Soos ek gesê het, die vliegtuie is oorspronklik gebou deur Al en L Mooney. Hulle het oorspronklik die vliegtuig geteken en gebou en toe sy onder lisensie van Atlas in Suid-Afrika gebou vir die lugmag in die vroeë 70s. Hulle is uiteindelik uitgefaseer uit die stelsel uit, aangesien hulle nie meer doeltreffend aangewend kon word, aangesien die Bosoorlog geëindig het nie. Maar ons is dankbaar daarvoor vir Johan Lok van Warbirds, wat hierdie vliegtuie vir ons convert het na hierdie tipe engines toe, en ons kan nou lekker valskermspring met hulle. Die vliegtuie was oorspronklik aangewend as troepedraers en vragdraers gedurende die grensoorlog. En dan het sy boetie wat alles presies dieselfde is, dieselfde wiele, dieselfde vlerke, is net 'n narrow body, smal lugram, wat 3 ouens agter mekaar gesit het, wat ons noem tandem. Hulle was weer gebruik vir spotters. Hulle het die vliegtuie gebruik om te spot en dan hierdie ene ingekom en hy die troepe gedra en die vrag gedra. En soos ek gesê het, toe die Bosoorlog opgehou het, is hulle onttrek uit die stelsel uit omdat hulle nie verder gebruik kon word nie en hulle het almal oorgeskuif
na privaat eienaars toe. Met die laat ek die albatros gehad het en die bosbok het ons gereeld, ek en my vriend Marcus, hy het 'n kudu en 'n bosbok. Ons vlieg naweke, vlieg ons maar, gaan eet ontbyt ergens, maar ons vlieg baie na invlieggeleenthede, vlieg ons in en dan sit ons vliegtuie op statiese display. Sit dit maar op static display, die mense kan kyk, ons word genooi soos by Swartkops, elke jaar het hulle 'n aerobatics of invlieg ding. In elk geval, ons word soontoe genooi, dan vlieg ons soontoe. Ons was genooi na die AID toe wat by Waterkloof gehou is en ja, dis 'n eer om met ou lugmagvliegtuie op 'n lugmagbasis te gaan land en die vliegtuig nog daar te kan vir die mense op vertoon te sit soos dit gelyk het, want baie van die mense wat die ou vliegtuie gekoop het hulle in ander kleure geverf en dis onnatuurlik. Vir my is dit onnatuurlik want dis nie hoe die vliegtuie gelyk het nie. Hulle is nog nooit so uitgekom nie. So ja, ons hou die goed oorspronklik binne, buite en dan natuurlik is daar van die ou garde van wat in die weermag was kom. Hulle sien nie 'n vliegtuig nie. Hulle sien herinneringe. Hulle sien onthou en dit is hoekom ons dit doen en dis hoekom ons na hierdie invlieggeleenthede toe gaan want die ou manne waardeer dit wat hulle sien want dis dinge wat hulle gedoen het, beleef het, ervaar het en die vliegtuig bring haar herinneringe weer terug. En dis hoekom dit vir ons 'n passie is. Dit gaan nie net oor die vlieg nie en dit gaan nie net oor die vliegtuig nie. Dit gaan oor die verlede en nog ietsie van die verlede lewendig te hou. Die albatros wat ek gehad het, sy reeks, wel sy nommer in die lugmag was 883. Sy siviele nommer is Foxtrot Papa Zulu. En ja, hy is die oorspronklikste, mooiste albatros wat daar nog is en hy is oorgekoop deur 'n privaat ou en hy hou hom nog oorspronklik waaroor ek baie bly is want hy's regtig mooi en netjies en 'n besonderse vliegtuig wat nie baie mense ken veral in die binneland nie omdat dit maritieme patrollie gedoen het. So hy het 2 motors in dieselfde wat die bosbok en die kudu gehad het, die 340 perdekrag 8 liter Rinaldo Piaggio motor met die supercharger in. En hulle het nie die turbine weergawe gevat die lugmag nie. Hulle het 20 van hulle ingebring van daai spesifieke weergawe, die P166 S. En die rede was die turbine engines brand baie brandstof en die gewone engines soos wat ons dit ingekry het hulle het baie laag gevlieg, baie stadig en dan het hulle nie soveel brandstof gebruik nie. Wow. En dan kon hulle so 11 ure in die lug bly met so 1100 liter wat hy vat. En dan het hulle patrollie gedoen, langs die kus gekyk vir onwettige visvang Chinese en natuurlik vir spioenskepe. Hulle het al 'n Russiese vliegtuig, skip ook al raak gesien. En as hulle iets opmerk wat verdag is, want hulle het sterk radars gehad. Hulle kon selfs 'n blikkie Coke op 300 meter sien, maar dan het hulle die Shackletons ingestuur van 35 Eskader om te gaan groot ondersoek doen, want hulle het meer toerusting gehad. So ja, die albatros is 'n besonderse vliegtuig met die lugskroewe, die propellers wat agtertoe wys. En natuurlik sal die mense vra, hoekom is dit effektief? Hoekom sal 'n mens dit agtertoe sit? Die rede is daai vliegtuig se oorspronklike ontwerp was as 'n seewatervliegtuig. Hoe gaan 'n mens dit noem? En natuurlik moet jy jou lug oor jou vlerke so skoon as moontlik kry sodat jy so vinnig as moontlik in die lug kan kom. En daarom het hulle die lugskroewe agter gesit sodat die lugvloei oor die vlerke ongehinderd oor die vlerk kan gaan sodat hulle vinnig in die lug kan kom sodat hulle jy wil nie te lank in die water wees met die vliegtuig nie want dit gaan mos maar so. En dis hoekom sy skroewe agter sit. So dis nie meer effektief nie, dis maar vir die lugvloei. Ja, met my albatros het ek al 2 dramas beleef. Die een was ek het kom land sonder 'n voorwiel, wel die voorwiel wou nie uitkom nie. Die albatros se voorwiel, as jy nou opgestyg het en jy gaan jou wiele inbring, dan het hy 'n self-centering ding wat help dat die voorwiel weer reguit kom en inkom in sy gat in.
En die keer het hy dit nie gedoen nie, daar kom ons maar foute jong. En toe ek kom land, toe sit hy vas in die gat en hy wil nie uitkom nie. So ons 'n paar keer om probeer, hulle noem dit cycle, laat hom uitkom, hy wou nie, dit ons maar 'n noodlanding verklaar daar by Wonderboom. En ons het toe kom land en saggies maar probeer neersit, saggies en toe hy nou gaan lê, gelukkig die motor sit hoog, so hulle het nie seer gekry nie en die deurtjies van die voorste wiel was uit en ek het toe daarop hom neergesit en gelukkig kon ons vinnig genoeg stop. Ek het net soveel van die deurtjies afgeskuur. En dit was die enigste skade op daai vliegtuig. Die manne het gekom, almal agter gaan sit op die stert om hom swaar te maak, om opgelig, die wiel uitgetrek en ek kon weer terug taxi na die hangar toe waar hulle dit kon regmaak. So die vliegtuig was binne 'n week weer in die lug met minimale skade. 'n Tweede ding wat gebeur het is oor Springbok. Ons het gevlieg Kleinsee toe. Oor Springbok toe 'n snotkop vir ons 'n liedjie begin sing hier uit die een engine uit. Hy rap papa en toe gaan staan hy. Natuurlik was die passasiers in 'n toestand. Ons het gaan verkleer na die tyd. Ek moet natuurlik lyk asof alles onder beheer is en daar's geen probleme nie en die passasiers. In elk geval dit was toe die punte was nie heeltemal goed en lekker gestel nie en toe hy so gebackfire laat hy die olieverkoeler voor die engine uit die engine voor so geskiet het in die engine toe gaan staan. So maar gelukkig het ek nog die tweede engine gehad en ons was hoog en toe kon ek nou nog op Kleinsee gaan land en om mense te kom kry om hom reg te maak daar ver sou 'n aansienlike bedragie gekos het. So toe het ek nou maar per telefoon met die mense wat die vliegtuig voorsien in kommunikasie gekom. So vir die eerste keer dat ek kon sien wat als in die engine aangaan en so het ons die engine so bietjie kon en natuurlik toe ek nou vir die passasiers sê, hoorie, nou het julle keuse, julle kan saam vlieg, ek het hom reggemaak of julle moet maar julle eie vervoer terugkry. Toe het hulle gekyk, okay, 16 ure se ry, so 5 ure se vlieg. Nee, hulle gaan saam vlieg. Ek sê, wel, julle vat die kans, ek moet vlieg, ek gaan. En nee, toe was alles reg en ons het hom teruggebring Wonderboom toe en hulle het hom maar net verder verstel. En ja, dit was my 2 ervarings met die Albatros. Ek spring valskerm van 1985 af en ek het in 96 het ek begin vlieg en ek het onmiddellik begin valskermspringers gooi, meeste maar die Cessna 206, Cessna 402 en dan uiteindelik 8 jaar terug het ek op hierdie babatjie begin vlieg en dit is nou my Angel hierdie, ek like haar, dis waar die naam Atlas Angel my naby aan die hart raak, dis my engeltjie, ek geniet hierdie vliegtuig. Omdat as jy ouens begin uitspring, die center of gravity skuif in die vliegtuig en hy wil stol en hy ruk en hy gaan te kere, so baie tricky vliegtuig hierdie. Om vliegtuie vandag te besit is geweldig duur. Jy weet, net om 'n vliegtuig in 'n hangar te stop alleen by Wonderboom kos R8.000 'n maand. Ons praat hierso van R90.000 'n jaar, net om 'n vliegtuig te stoor. En dan moet jy nog die dienste doen. Ek praat van R20.000 per engine, dis nog R40.000 'n jaar, al vlieg jy, nie 'n minuut nie. En dan moet jy nog die versekering betaal, wat ook hier by die R20.000 vir 'n Cessna 402. So waar trek ons aan, ons nog nie 'n minuut gevlieg nie.